Goeiemiddag, dit is vir ons vandag 'n baie groot voorreg om met Johan Besuidenhout van NWK 'n paar gedagtes te deel. Nou vertel hy Suid-Afrika as dit 'n besonderse verhouding. Ek sit en dink hier aan die jare 1906, 7, 8 het die destydse sekretaris van TLS Suid-Afrika, Fred Nicholson, het hy daai tyd deur Suid-Afrika gery en koöperasies gestig. En NWK was een van die eerstes wat hy gestig het. En ek dink dit is 'n wonderlike voorreg dat ons verbintenis eintlik van daardie jare afkom. En deurentyd het ons NWK beleef as daardie struktuur wat vir ons werklikwaar in die landbouomgewing deurlopend 'n verskil probeer maak het vir die boere. Positiewe insette gegee het, 'n rol gespeel het om te help stabiliseer, die boer gehelp het in sy insetkostekant en sy bemarkingskant. En daarvoor het TLSA net die grootste waardering. En ons sê vir NWK baie dankie. So Johan, baie welkom hier en goeiemiddag vir jou. Middag Benny, is lekker om met jou te kan gesels. Baie dankie Johan. Weet jy, deur die jare het die dinge aangestap. Ek bedoel, ons praat nou van 'n tyd toe hulle seker nog maar met osse geploeg en geplant het, toe die koöperasie gestig was. En waar trek ons nou al? En ek dink 'n groot rol wat tafel toe gekom het is die hele kwessie van innovasie en tegnologie. En ek wil graag vir julle vra, wat het NWK die laaste paar jaar gedoen om tegnologie en innovasie deel van 'n boer se besigheid te maak? Ja, Benny, jy het in die begin gepraat oor die stigting van koöperasies. So ons kom van 1909 en dan die oudste landboumaatskappy. En interessant toe ons 100 jaar gedenk gedoen het en ek die argiewe nagegaan het, was ons nommer 13 geregistreer en die 12 voor ons het nie dit gemaak nie. So lyk my dit was die gelukkige 13. Ja, ek dink in die afgelope 5-6 jaar het ons geweldige vooruitgang gemaak en ons het besef, jy weet self, as ou vandag op 'n plaas kom by die jong boere, jy moet amper 'n beter skootrekenaar hê as wat hy het, want hy is op die nuutste tegnologie. So ons het eintlik indringend gaan kyk. Ek het eintlik ook navorsing gaan doen onder ons plantebasis en belanghebbendes. En jy weet, dit was baie duidelik, jy sal weet, ons was nou in ander besighede ook in Afrika, en dit was baie duidelik wat die boere vir ons gesê het is, julle moet fokus op die kernbesigheid en natuurlik ons as plantebasis, en dit het ons ter harte geneem na daai navorsing. En jy weet, ons het baie groot planne gemaak en ons moes basies eintlik met 'n omdraaistrategie kom en natuurlik was een van die dinge, ons moet kyk na tegnologie en innovasie. Jy weet, ons is nie soos 'n landbouvervaardiger van toerusting soos in Holland of die wat produkte op die mark kan sit nie. So ons enigste produkte is ons dienste wat ons lewe en dan ons tegniese dienste en tegnologie om vir die boer dit so gemaklik as moontlik te maak om te kan boer en om eintlik met die minste bekommernisse elke maand te weet sy, byvoorbeeld die boekhouer het al die inligting om die maand se state op te stel, net as 'n voorbeeld, jy weet. So ons het ook toegesê, ons visie is eintlik, ons is jy weet, ons is jou dinamiese vennoot in 'n veranderde besigheidsomgewing, en dis wat ons na streef en moet bly streef, want ek dink een van ons eerste doelwitte in die maatskappy is ook om volhoubaar te groei, nie net vir onsself nie, maar ook natuurlik om die boere te help om volhoubaar te wees, jy weet. So dis dit, ons moet die tegnologie en die innovasie vir die ouens na die partytjie toe bring, en ja, ons het regtig baie voetwerk gedoen, baie navorsing. Ek dink een van die belangrikste dinge wat ons gedoen het, veral met die NWK online, wat ook nou al meer as 'n dekade oud is, so ons het hom vanjaar bietjie gaan afstof en 'n mooier baadjie weer aangetrek. En jy weet, op die uiteinde die groot sukses van daai online wat al die boere se besigheid behels, wat met ons besigheid doen, al die fasette, het ons net eenvoudig besef, ons moet eers eintlik met die klant praat. Wat wil hy hê? Wat is sy behoeftes? En ons is deur lang toetse. Ek weet die silobestuurder op Sannieshof het die ding, hy's nogal 'n ou wat die tegnologie gevat het en gehardloop het. Hy het regtig, ou Jacques, hy het harde werk gedoen en regtig die programme gaan toets en die stelsels saam met die
klante, en die klante het met ook goed vorendag gekom. Ek sê altyd ook vir my mense, jy weet, ek weet nie alles nie, dis hoekom ek hulle ook as deel van my span het, jy weet, want as ek wil kyk na my kommunikasie guru, dan moet Nicolien praat, jy weet, so regtig, ek dink ons kan trots wees, en dis 'n in-huis ontwikkel met ons eie, jy weet, IT mense, personeel wat dit gedoen het, want ons het ook jare terug besef, jy weet, dis altyd daai, as ek die Engelse woord gaan gebruik, moet jy insource, outsource, jy weet, dit is altyd 'n onder bespreking, jy weet, moet jy jou rekenaarstelsels laat die ou daar buite dit vir jou doen, en as dit nie pas maak nie, dan moet jy nog 'n paar miljoen rand uithaal, en as jy nooit eintlik waar jy was nie, en na 3 jaar, dan is daai huwelik op die rotse, en dan begin jy in elk geval van voor af. So ons het die wyse besluit geneem om te sê, ons gaan dit in huis doen. En ek dink as ons nou vandag terugkyk, dan kan ons met reg trots wees op jy weet, op wat ons vermag het. En ek meen, as jy net gaan kyk wat die online bied, jy weet, toe ons met een van ons besigheidsvennote sit, wat ons gehelp het, dat ons die bemarking, die bemarkingsplan wat ons uitgerol het in hierdie tweede fase van MWK online, jy weet, hy kon nie geglo het wat hy gesien het wat ons als doen nie, en regtig, jy weet, alles is daar vir die boer, jy weet, sy kaarte, sy satellietbeelde, sy opbrengste per land, sy aankope wat hy by die retail doen, sy lewerings aan die graan, so alles trek in na 'n stelsel. Een van my vorige kollegas wat nou afgetree is, Arno, jy weet, hy sê dit vat hom in 'n maand, 'n halfuur, dan het hy al die syfers in sy state ingetrek, en hy kan dit vir sy ouditeur gee. Selfs op die finansiële kant het ons 'n nuwe ding ingebring, daar kan 'n derde party, soos jou rekenmeester, hy kan nou toegang verkry, en hy kan al die boer se dokumente, en sou hy duplikaat BTW's fakture soek, alles gaan aftrek. So dis regtig, eintlik is die besigheid nou in die palm van jou hand. Jy weet, jy kan letterlik op jou selfoon ingaan, en jy kan alles kry wat jy wil, en ek dink 'n belangrike ding ook, jy weet, ons ouens wat voor tegnologie is, die navigasie is maklik, jy hoef nie rond te soekie, selfs 'n nuwe ding wat daar is die koop en verkoop deel, daar kan 'n produsent ook self sy tweedehandse implemente gaan adverteer, jy weet, en kyk of hy 'n groot mark kry, jy weet, soos tussen ons en retail, praat ons dan van so 20,000 volgelinge op sosiale media, jy weet, wat eintlik 'n goedkoop manier van advertensie is, as wanneer jy nou daar in die plaaslike koerant een advertensietjie kry, en jy bereik eintlik net jou boeregemeenskap om jou, kan jy dan hier met 'n groter groep mense praat, en wel, ek sê, as ekonomie van skaal, jy behoort wragties dan maklik daai trekke te verkoop, wat jy dalk nou vir maande gesukkel het om van die hand te sit. Jy kan byvoorbeeld vir jou 'n mandjie gaan opmaak, en kyk na die voorraad, en voorraad vir jou bestel, en opmaak, en jy kan, as jy by die winkel kom, dan kan hulle dit vir jou klaar reggepak het, basies amper, ons is nog nie daar nie, maar 'n tipe aanlyn winkel, jy kan pryse gaan vergelyk, tussen ons onderskeie winkels, en ja, jy kan ook gaan kyk, het my naaste winkel dit wat ek nou soek, dat jy ook nie verniet ry nie, en dan kan die nodige reëlings getref word, sou jy dit, jy weet, daai winkel naaste aan jou, dit maar inbestel van 'n ander winkel, en dit dan vir jou beskikbaar stel by jou naaste bedryfspunt. Johan, baie interessant, weet jy, ek dink die rol wat tegnologie begin speel het, is 'n belangrike saak, en mense beleef baie keer dat dit op hierdie oomblik 'n heerlike speelding is, maar ek dink wanneer jy hom aanwend, soos jy nou met my hier so kortliks 'n oorsig gegee het, dan begin jy na die praktyk toe gaan om te gaan sê, maar wat kan gedoen word om my winsgewendheid te verbeter? En ek dink dit is die belangrike punt ten opsigte van hierdie hele aanwending van tegnologie en innovasie, en om iets tafel toe te bring, en ek moet werklik waar sê, dit is 'n wonderlike produk wat julle hier gaan neersit het, hierdie NWK online, jy weet, om dan julle boere by te staan, en boere moet dit natuurlik aangryp, jy weet, hierdie goed gaan vir jou niks beteken as jy dit nie gebruik nie. Maar nou wil ek in die lig hiervan, Johan, hoe groot is die rol wat tegnologie vandag in landbou in Suid-Afrika speel? Ons sien dit al hoe meer tafel toe kom, maar die realisme van dit om die verskil te maak,
Hoe groot is daai rol in landbou? Hoe beleef julle dit? Wat is julle ervaring? Ja, eintlik daai MWK Online se slagspreuk staan ook natuurlik die slim kop toep vir landbou, jy weet. So as jy slim is, 'n slim ou gaan met hom werk want dit gaan dit vir hom makliker maak. Nee, ek dink tegnologie, ek meen ek en ons wat aan die ouer kant staan, jy raak eintlik partymal angsbevange as jy net goed in die media lees op verskeie gebiede. En ek meen dit is die ontwikkeling wat daar was in tegnologie en die vooruitgang is enorm. En ek dink jy weet die spoed gaan net al hoe meer en meer gouer en vinniger wees hoe die dinge gaan ontwikkel. En jy weet 'n ou moet dit aanvaar. Ek weet almal is baie maal teen verandering, maar vir die boer op sigself is daar nie 'n ander uitweg nie. En ek meen jy weet 'n ou moet kan slimmer boer. As ek ook net vat soos ons landboubestuursdienste wat nou bekend staan as AgTech, jy weet hulle het nou met die drones gekom. Dis ongelooflik wat jy nou kan doen. Jy weet jy kan nou jou sekere lande of 'n sekere ontbossing met daai drone bespuit. Jy weet want op die uiteinde van die dag wil jy spaarsamig werk of effektief werk, wil meer daai woord gebruik in die sin spaarsamig kan partymal dalk beteken jy wil afskeep, maar ekonomies werk, want ons weet almal waar gaan pryse van insetmiddels heen, jy weet, so jy moet daai chemikalie vir jou reg aanwend met die, jy weet, met die beste vermoëns wat jy tot jou beskikking het, en dis die drones nou in die landbou as maar een aspek van tegnologie het geweldig ontplof, jy weet, jy weet, dis eintlik vir my interessant, en weet jy wat, en dis jong mense wat met dit werk, jy weet, ons een dame is 'n landboukundige, ek is nou nie seker in watter hoedanigheid grondkundige dink ek ook, maar jy weet, sy is die een wat die drones dan vlieg en op die plase die boere help, en natuurlik het ons die agentskap om ook en daar is al produsente wat die drones begin aankoop het vir hulle gebruik. So, jy weet, so die landbouomgewing het so verander, jy weet, soos ek nou hier vir jou sê, dis jy weet, as jy nou jare terug gesê het, 'n dame gaan in beheer staan van die drones, het jy gesê, nee, dit kan nie waar wees nie, maar dis hoe landbou gevorder het. So, as 'n ou, die ander groot ding is, en dis 'n baswoord, jy weet, na speerbaarheid. Ek meen die verbruiker daar buite, die verbruiker sielkind het verander, die ouens is al meer ingestel op gesonde leef, en hy wil weet, waar kom daai lam choppie vandaan, wat hy by die kleinhandelwinkel gekoop het, jy weet, so dit gaan al hoe meer belangriker word, tegnologie, ek meen, die tegnologie oor trekkers wat hulle self bestuur, daai tegnologie is ver gevorder, en word al getoets, so, jy weet, 'n ou sal net nie kan agterbly met die tegnologie nie, want ek dink dit gaan jou vinnig inhaal in jou volhoubare groei in die toekoms, en ek dink, ons almal, ons as landboumaatskappy en ons belanghebbendes daar buite wat produsente is, ons wil volhoubaar groei albei, en ons wil 'n belangrike ding doen, en dit is so kardinaal belang hier in die suidpunt van Afrika, is om voedselsekerheid te bewerkstellig en te verseker. Johan, baie interessant, ek sien ook dat daar 'n artikel in die Farming Portal verlede jaar was, wat ook spesifiek, ek dink hulle het 'n hele reeks aspekte uitgelig, jy weet, om te sê, maar hierdie tegnologiese innovering en ontwikkeling speel 'n baie betekenisvolle rol, dan ook in die hele volhoubare voedselproduksieproses, weet, en om voedselsekerheid wêreldwyd te verseker. Ek weet nie of jy miskien dalk daar rondom miskien enkele toeligtings kan gee nie. Ja, jy weet, die een groot ding is, die Engelse woord big data, jy weet, groot data, dit gaan al hoe belangriker word, jy weet, blokketings, biotechnologie is al lankal met ons, herlewingslandbou, jy sal weet, in ons landbouweekblad is daar verskeie, daar in die jaar waar herlewingslandbou demonstrasies gedoen word, jy weet, so, daai goed is al lankal met ons, ek sien die een is ook vliegtuie wat onbeman vlieg,
Daai sal nogal jy sal my moet moeilik oortuig dat ek in daai vliegtuig klim, maar ja, presisieboerdery. Jy weet in die ander belangrike ding is vat jouself as jy in 'n omgewing is waar jy moet koneksie hê en jou selfoon kan nie werk nie want is beerdkrag of wat ook al. Jy weet, ons het so gewoond geraak, ons is eintlik, wat seker nie altyd 'n goeie ding is nie. Ek wil sê ons is amper 24/7 gekonnekteer 365 dae van 'n jaar. Behalwe as jy dalk nou daar vir 'n naweek in die Bosveld is en daar is nou nie sy nie, maar so dit gaan al hoe belangriker word om te konnekteer en gou te konnekteer en want jy weet, vandag se inligting is môre dalk ou nuus, jy weet, en kunsmatige intelligensie, dis 'n groot ding. Ek het so 3 maande terug toe ek vir die inligtingstegnologie manne gesê, kom, vertel ons nou wat dit als behels, en ek was so stom om te sien waarheen dit gaan, jy weet, soos, jy kry eintlik sulke koue rillings, maar dis die lewe en dis hoe uitgang, en jy weet, as ons kyk na Suid-Afrikaanse landbou en produsente, dan is ons van die voorste boere in die wêreld wat tegnologie en dies meer betref en jy weet, en suksesvolle boere in alle sektore, jy weet, ek praat nie net ons wat hoofsaaklik in die graanbedryf is nie, maar jy weet, jy dink aan sitrus, druiwe, ag die pekaneet, so kan ons aangaan, jy weet, so, ja, nee, dit gaan interessant wees, waar die dinge als heen gaan, maar ek dink, op die uiteinde is dit die pad wat ons sal moet loop, jy weet, ek dink nie, jy weet, die wêreld is so tegnologies gedrewe tans, jy sal nie meer sonder dit kan klaarkom nie. Ek meen, ek dink nou, sommer iets kom nou by my op, toe ons nou destyds gesê het, jy weet, jy gaan 'n betaalkanaal televisie, jy weet, almal gedink nou, hoe gaan dit nou eintlik werk? En nou, vandag is dit ook daar, jy weet, so, dit was anderste as die standaard wat daar was, jy weet, so, ja, ek dink net, die veranderinge gaan net van hier af spoed optel. Weet jy, Johan, is interessant, ek het nou 'n jare wat gelede die voorreg gehad om in Israel 'n 4de industriële revolusie tegnologie landbou konferensie te gaan bywoon. En wat ek op afstuur is net hoe klein het die wêreld geword as ons dink hoe die tegnologie van daar, maar van Amerika en van Europa en ons kan van die ooste oral. Dis daai goed wêreldwyd nou beskikbaar, jy weet, en ek dink enige boer kan baie vinnig nou 'n keuse maak, jy weet, ten opsigte van dan sy wat vorentoe. Dit maak dit vir my deure is oop, nê. Ja, maar jy weet, ek wil jou 'n voorbeeld noem, dis nou 'n simpel ding, maar kan jy nou dink in die ou dae was, toe daar net landlyne was en daar was nie internet nie, hoe het jy iemand in die hande gekry, wat jy, ek wil nou net my jaartal kry, hoe gaan jy 'n ou in die hande kry, wat jy in 1985 laas gesien het? Nou ek wil vir jou sê, binne 10 minute, toe praat ek met die ou, toe het ek gegoogel, en ek is die kant toe en daai kant toe, 'n nommer gekry, en nog 'n nommer, en ek het hom gebel. Ongelooflik. Jy weet, om na soveel jare weer, ons praat nou een van die punte is nou, om gekonnekteerd te wees, koneksie. En ja, dit was baie interessant, en dit was eintlik lekker om weer met die ou te praat, jy weet, so ja. Johan, dis interessante tye waarin ons leef, en ek dink die ontwikkeling van die skep van nuwe tegnologie, nuwe inligting en kennis is met rasseskrede besig om onder ons almal uit te hardloop. So ons moet 'n bietjie roer om by te bly, maar dit is 'n wonderlike voorreg. Maar gegee dit, Johan, wil ek vir jou vandag vra, wat is jou boodskap aan die jong boere in landbou in Suid-Afrika? Yes, ja, jy weet, ek wou sê, jy weet, ek sê, manne, julle moet daai passie gaan voluit leef. Ek dink dit is 'n voorreg om te kan boer, om deel van die natuur te kan wees. Ek dink dis 'n groot bonus. Ek weet landbou is nie maklik nie. Dis nie kinderspeletjies nie. Dis hoë tegnologie, dis omgewingsfaktore, dis die weer wat 'n rol speel as ons nou net daar buite kyk. Ek meen, ons in die Noordwes ook, jy weet, dit lyk nie goed nie. Die hoë hittegolwe, dit eis sy tol tans so, maar
ons moet nie moed verloor nie, jy weet. En ek dink jong boere veral, want ons het hulle nodig. Hulle is die leiers van môre. So ek wil hê jy weet die jong manne moet betrokke raak by sy boerevereniging en georganiseerde landbou, laat hy 'n rol kan speel daar en weet goed met mekaar deel. Ek sien by ons by die landbou-ekonome, jy weet hulle studiegroepe, dit werk so goed saam en die ouens kyk na mekaar se of hulle die syfers van die jy weet hoe die ouens presteer en dit word gemeet, want dis daai ou ding ook, jy weet, as jy nie meet nie, kan jy ook nie weet nie, jy weet. En dis belangrik dat jy weet maar ek is op die regte pad en ek dink 'n ou se verhoudinge met jou landboumaatskappye, met jou insetverskaffers, daai goed is van kardinale belange. Ou moet 'n goeie verhouding hê met daai persone. Ja, daar moes nou kom wat 'n ou gaan verskil en jy die verskaffer wil druk vir 'n beter prys, dis so. Maar op die lang termyn is daai verhoudinge, ons kan nie genoeg op dit beklemtoon nie. Ek dink wanneer ou nuwe toerusting koop, soos die manne, jong manne ook op die plaas, jy weet trekkers en ander toerusting, jy sal moet daai goed optimaliseer, jy weet, en 'n ander ding is 'n ou sal jou werkers moet betrek, want daai trekkerbestuurder van jou, hy sal moet weet hoe daai nuutste tegnologie werk, en jy weet, dis hoë kapitale uitleg wat ou aangaan, en 'n ou moet sorg dat almal, ek wil amper sê op dieselfde golflengte is, wat die werking en tegnologie rondom die toerusting betref, jy weet. So, ek dink 'n ander ding, ou gaan verkeerde besluite maak. Ek en jy het seker ook in ons lewe verkeerde besluite gemaak en ou gaan partymal leer uit jou foute en in landbou kan dit baie duur baie maal wees, maar op die uiteinde moet 'n ou, jy weet, dit is maar deel van die lewe, ou. Dit gaan gebeur. Ons is nie een volmaak nie. So ons weet ook nie alles nie, maar ek dink daar's genoeg ouens wat daar buite is wat jou kan help en ondersteun, sou jy weet tekort kom in sekere inligting wat jy benodig rondom jou boerdery. Johan, ek wil vandag vir jou van Telie Suid-Afrika se kant baie dankie sê ten opsigte van die rol wat NWK speel, maar jy in persoon ook. Weet jy, ons kom tog by baie plekke saam en dan sien ek daar waar die saakmakende dinge bespreek en besluit word, dan sien ek NWK is daar en Johan Bezuidenhout is daar. En dit is altyd lekker om daar 'n vriend raak te loop wat landbou se belange voorop stel. En ons wil vir julle sê dankie vir die uitreik, ook na Telie Suid-Afrika toe, met julle ondersteuning na ons as organisasie, maar ons ook maar poog om te kyk hoe kan ons die beleidsomgewing positief beïnvloed in beste belang van alle boere in Suid-Afrika vir volhoubaarheid om seker te maak landbou leef. En in daai verband speel julle as NWK 'n baie groot rol. En ons wil vir julle sê baie dankie ook vir daardie stempel wat julle afdruk. En mag julle vir die volgende 115 jaar steeds baie rol vir ons boere speel om daar te wees, 'n bydrae te maak, konstruktief boere te help rig ten opsigte van die beter keuse in die lewe, dat ons saam die wonderlike voorreg van landbou kan uitbou en help leef. Johan, ons sê vir jou baie dankie en baie sterkte vir julle. Dra ook ons beste wense oor daar aan julle direksie, aan julle hoofbestuur, al julle amptenare, mense wat 'n passie het, wat 'n verskil maak en die boere beleefdheid. Ons sê vir julle baie dankie. Nee, dankie Benny, is 'n plesier. Nee, dankie vir julle ook wat ook julle saak doen en stel daar waar ons die beleidsomgewing moet help skep waar binne ons kan funksioneer. Baie dankie ook vir julle. Ja, en vir ons is dit altyd 'n voorreg om in landbou betrokke te wees en by die georganiseerde landbou, en ons sal dit sover moontlik bly ondersteun en deel wees daarvan, want ons kan nie uitgesluit wees daarvan. Baie dankie Johan, dat dit met julle goed gaan. Sterkte hoor.